Goeiedag almal en welkom by die Vlam van Vreugde podcast. Vandag is die 2 Augustus 2025, so welkom terug by nog 'n Saterdag woord. Nou ek wil iets uit die pad uit kry in die begin, want ek weet nie of elkeen van julle elke keer die Saterdag woord tot aan die einde kyk nie. Ek weet nie, ek voel miskien baie keer julle kyk net totdat die woord klaar is en ek klag gebid en dan kyk hulle nie verder nie. Ek weet nie, miskien kyk hulle verder, ek weet nie. Maar ek gaan vir in case, terwyl dit nou in die begin van die video is en julle is nog vars hierso en julle kyk nou nog net vir so 'n kort rukkie, letterlik nou al 30 sekondes, laat ek dit somme nou net oor en uit sê. Ek het 'n message op die groep gestuur as ook op die channel op WhatsApp, maar miskien van julle is nie op die groep nie of al die goed en ek gaan maar net die informasie wat daarop gesê is, gaan ek sommer nou deel. So soos julle weet, ons het begin met die vers van die week wat elke maandag uitgekom het op die vers van die week groep en Abby stuur die inspirasie van die dag elke dag op die WhatsApp channel en als en ek het die Saterdag woord wat ek op YouTube doen en dit is nou al so vir 'n ruk. Jy weet, dit is nou al 'n hele paar weke waar dit so aangaan. Maar ek het besluit dat dinge bietjie gaan verander. Nou wag, voordat jy vir my sê, maar Carlo, jy maak so baie veranderinge in jou bediening. Natuurlik, die bediening is jonk, daar sal veranderinge kom en ons sal moet aanpas by elke verandering dat ons die perfekte manier kan kry of die perfekte tyd kan kry om sekere dinge te doen sodat ons die woord van God suksesvol kan verkondig aan julle en van alle ander mense. So ja, veranderinge sal kom en hier is die veranderinge wat nou gebeur. Okay, so die vers van die weekgroep word nou genoem die vreugde vir vandag. Nou wat dit gaan wees is, my inspirasie van dit kom van gedagte van die dag af, van Pastor Des en Pastor Dani se oggendboodskap wat ons doen, as ook ons jeugpastoor, hy het ook 'n groep, die Bybelstudie groep, waar elke dag 'n message opstuur, voice note, en my inspirasie kom van dit af, en ek het toe, nou hierdie hele week al, het ek in gebed ingegaan, en ek het gebid vir hierdie, of ek nou die vreugde vir vandag moet doen of nie, en ek gaan dit begin. Vanaf die 4 Augustus, dit is hierdie maandag, gaan die vreugde vir vandag amptelik begin. Nou wat dit is maandag gaan nog steeds die vers van die week wees. Ek gaan nog steeds 'n vers deel en ek gaan praat oor daai vers en dit is nog steeds so. Hy gaan gepin wees ook vir die hele week. Maar van Dinsdag tot Vrydag, dan is dit soos 'n oggendboodskap. Soos 'n klein kort boodskapie, geestelik natuurlik. En miskien kan ek partykeer 'n liedjie deel, miskien partykeer 'n prentjie saam met my voice note. Ek weet nie. Hang af hoe die Here en die Heilige Gees lei, dit is wat ek sal doen. As die Here vir my sê doen die, sal ek daai doen. As die Here vir my sê moenie doen nie, sal ek dit nie doen nie. So daar is daai. So ja, van maandag tot Vrydag op die groep. Die groep word nou ook genoem vreugde van die dag, vir vandag. Ek dink ek het dit ook gesê, maar ek sê dit maar net weer. Dan is daar veranderinge oor die Saterdag woord, dit wat julle nou kyk. Ek gaan nie meer die Saterdag woord doen nie, maar moenie moed verloor nie, dit is nog steeds daar. Dis net anders, dis meer vervang, kan ek dit sê. Die Saterdag woord word vervang met Bybelstudie video's. Ek weet nog nie wat die naam heeltemal gaan wees nie, ek sal nog bid oor dit en 'n naam kry en als, maar vir nou dis Bybelstudie video's. Ek gaan tog steeds op YouTube doen en als, en dit gaan nou miskien bietjie langer wees, maar nog steeds redelik kort te probeer hou, en ek kan edit en miskien prentjies bysit, en al sulke goedjies, jy weet, dit 'n goeie experience te maak, jy weet. En dit gaan nie op 'n weeklikse basis mee gedoen word, soos wat die Saterdag woord gedoen word nie. Dit gaan ek nie meer doen nie. Dit gaan nou stop. Maar daar is nou 'n daaglikse basis ding wat ek gaan doen elke dag van maandag tot Vrydag en dit is die vreugde vir vandag. Okay, dit is alles, dit is al die veranderinge en ja, ek hoop julle verstaan het en ek hoop dit is duidelik vir julle wat dit is en met dit alles gesê, kom ons begin met die woord. Okay, kom ons raak rustig nou, kom ons gaan nou in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus in en ons gee net al die lof en al die eer aan hom. Kom ons hoor wat die Here vanaand vir elkeen wil sê, vir jou en vir my. Ek lees vir ons uit Lukas 4, vers 1 tot 13. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, en hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en die heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan
sal alles aan U behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as U die seun van God is, werp U self hier vandaan neer, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande U om U te bewaar. En hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien U voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Dis Lukas 4 vers 1 tot 13, ek herhaal dit net, as een van julle dalk gemis het, as julle miskien wou saamlees of iets soos dit, of dit miskien na die tyd wil gaan lees, dit staan in die description in elk geval, maar ek sê dit maar net hier sodat julle weet. Nou hierdie storie het ons al baie gehoor. Jesus wat in die woestyn versoek was, net nadat hy gedoop was in die Jordaanrivier. Hulle begin hierdie hoofstuk so, toe hy Jesus teruggekeer het van die Jordaan af. So, soos ons weet, Jesus was in die Jordaan gedoop deur Johannes die Doper, nadat die Heilige Gees as 'n duif afgekom het, en die Here gesê het, hy is my seun in wie ek welbehae het, luister na hom, en al die goed. Lukas 3 vers 22 sê, en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, en U het ek welbehae. So ek wil net seker gemaak het ek sê vir julle die regte goed, laat ek nie nou valse inligting versprei nie. Maar dit stel ook vir ons voor dat, as jy mos nou gedoop word, dan beteken dit, jy het jou lewe vir Jesus Christus gegee. Jy is nou wedergebore en als. En net nadat Jesus gedoop is hy woestyn toe. Dit is vir ons ook dieselfde. Partykeer net as ons hart vir die Here gegee het, dan gaan die versoeking kom. Want onthou, nou is jy 'n bedreiging vir die vyand. Jy is 'n bedreiging vir Satan, want Satan weet dat Jesus Christus het krag. En daar's krag in die naam van die Here Jesus Christus. En as jy hom dien, dan weet hy dat jy 'n bedreiging vir hom is. So nou gaan hy jou probeer afkry. En die versoekinge en die temptations sal kom. Maar net soos wat Jesus die temptations in die woestyn gekry het. Ek meen, imagine het as jy vir 40 dae niks eet nie. Dink hoe lekker gaan 'n stukkie brood vir jou lyk, hè? Jy gaan dit graag wil eet. Dit is wat ons jeugpastoor gisterand gesê het by die jeug, en dis alles bevestiging vir hierdie woord wat vandag gesê moes word. En toe die temptations kom, toe sê die Here Jesus nee. En hy gebruik die woord van God as staafmiddel, as ek dit so kan sê. Hy sê nee, want die woord van God sê. Nee, want daar staan geskrywe. En toe nou later met die laaste ene hierso, toe sê Satan, okay, maar daar staan geskrywe, die en dit. En toe sê Jesus, nee, daar's gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En dit wil vir jou sê dat die duiwel ken ook die woord van God. Want onthou, die duiwels glo ook. Jy kan nie net glo nie, die duiwels glo ook. En ek meen, Satan het vir God al gesien. Hy weet dat Jesus krag het. Hy weet dat Jesus die seun van God is. En daarom ken hy die woord van God. En hy sal partykeer die woord van God draai in 'n manier. Hy sal partykeer mense stuur om vir jou die woord van God te bedien, maar valslik. Maar hy draai dit en hy manipuleer dit in so 'n manier dat dit vir jou reg klink. En dan jy wat dwaas is, jy hoor dit en dan jy lees nooit jou Bybel nie. So jy weet nie dat wat hierdie ou besig om te sê totaal en al nonsens is nie. En dan glo jy hom, en dan volg jy sy raad, en dan word jy van die wal af in die sloot ingehelp. Deur iemand wie jy gedink het, reg is, maar is nie. Daarom is dit die tema vir vandag. Jy moet die woord van God ken. Jy moet jou Bybel lees. Jy moet jou Bybel ken. Want onthou, hierdie boek hierso, né? Wat is hierdie boek? Né? Dis die Bybel. Dit staan daar voorop geskryf. Die Bybel, né? Dis 'n Bybel. Maar jy gaan nie hierdie boek altyd by jou hê nie. Hierdie boek kan opgeskeur word, hierdie boek kan in die vuur gegooi word. Enigiets, jy gaan nie hierdie boek altyd by jou hê nie. Ja, jy kan dit op jou foon hê, maar wat van as hulle jou foon weggooi? Waar gaan jy dan die woord van God kry? Hier binne. Jy moet so baie jou Bybel lees en so baie tyd met die Here spandeer, dat die woord van God eventually in jou hart geskrywe word deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees sal vir jou lei. As jy gehoorsaam is aan die Here en jy doen wat hy sê en jy dien hom voluit met jou lewe, sal die Heilige Gees jou lei in kere wat jy nie jou Bybel by jou het nie. Dit het al met my ook gebeur. Kere wat ek nie my Bybel by my het nie, het die Here al gelei. Die Heilige Gees het al gelei dat 'n mens kan praat as jy moet praat. Maar jy moet die woord van God ken.
Want as die Satan met temptations kom, dan moet jy daai temptations veg met die woord van God. Want dit is hoe jy dan oorwin, deur die woord van God. Jy kan nie enige versoeking of iets wat kom, temptations, jy kan dit nie op jou eie probeer uitsort nie, dit probeer beklei nie. Nee, jy kort vir Jesus. En Jesus, die woord van God is letterlik, kom ek stel het so, nee. Kom ek maak iets duidelik, nee. Ons pastoor, hy het dit al gesê, die Bybel is die woord van God. En wat is Jesus? Jesus is God. So kan jy die koneksie maak tussen die woord van God en Jesus? Ja, as jy Jesus wil leer ken, lees hierdie ding. As jy Jesus wil leer ken, wees gehoorsaam aan hom, spandeer tyd met hom. En as jy die Bybel wil ken, moet jy vir Jesus ken. Daar sê, dis 'n perfekte ding om te sê. As jy Jesus wil ken, ken jou Bybel, lees jou Bybel. En as jy die Bybel wil ken, lees Jesus. Nie lees Jesus nie, wow. Spandeer tyd met die Here, ken vir Jesus. Awesome. Dankie Here vir dit. Dit is awesome. Ek glad nie beplan om dit te sê nie. Die Here het heeltemal dit nou net opgebreek. Fantasties. Ek gaan dit nog een keer sê. As jy Jesus wil leer ken, lees jou Bybel. En as jy die Bybel wil ken, ken vir Jesus. Daar sy. Awesome. So as jy wel temptations kry, want onthou kind van God, jy gaan dit kry. En die Satan gaan kom en hy gaan vir jou alles probeer gee wat hy kan, dat jy hom moet dien. Maar jy moet altyd dit onthou, asseblief, staan sterk in die Here Jesus Christus, jou God, ons God. En veg die versoekinge met die woord van God. As jy bid, jy voel miskien versoeking van alle kante af. Bid dan 'n Bybelvers miskien oor jou lewe of iets. Vat 'n vers en bid dit, of 'n hoofstuk of 'n gedeelte, en bid dit oor jou lewe. Doen dit. Ons pastoor het ook vir ons geleer in die kerk, om die woord van God te bid. Want dan is dit amper asof jy God herinner aan wat hy gesê het. Obviously hy weet wat hy gesê het, maar kry net die konsep hierso. Herinner vir die Here wat hy beloof het in sy woord. En verstaan wat hy beloof. Dis baie belangrik dat jy nie net die Bybel lees net om klaar te lees en wat ook al nie. Jy lees om vanaf nee, jy moet regtig lees om te probeer verstaan wat jy lees. En as jy nie verstaan wat jy lees nie, bid. Vra dat die Heilige Gees jou sal lei in dit wat jy lees, dat hy dit vir jou sal oopbreek binne in jou, sodat jy sal weet wat vir jou, wat jy lees, wat die Here vir jou wil sê daardeur. Want onthou, hoekom ek die sê, is as jy nie iets verstaan nie, dan gaan jy dit eventually nie ken nie. En die hele tema van vandag se Saterdag woord is ken jou Bybel. Dis baie belangrik. As jy verse kan memoriseer of kan memoriseer waar sekere gedeeltes in die Bybel staan, dan goed, doen dit asseblief. Doen dit, sodat jy dit enige tyd kan uithaal en kan gebruik en vir mense kan verkondig, sonder om eers in die Bybel te gaan kyk. En moenie dit doen net om mense amazed te maak, vir so, hoe ken jy so baie Bybelverse, hoe ken jy jou Bybel so goed, dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor jy, wat die woord van God gebruik, om dit aan ander mense te deel, alhoewel jy nie altyd die Bybel by jou het nie. Miskien is jou foon jou foon is al pap, en jy die Bybel app op jou foon, hoe gaan jy nou die Bybel lees? Nee, ek weet nie, nou kan ek nie. Nee, jy kan, kind van God, jy kan. Deur Jesus. By God is niks onmoontlik nie, kind van God. Lukas 1 vers 37, ek dink herinner dit vir ons. Laat ek nou actually net eers seker maak, laat ek nou weer eens nie vir julle valse goed sê nie. Hier is Lukas, blaai nou net, daar sy, daar is ons by Lukas 4 waar ons nou net was. Lukas 1 vers 37 sê, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Daar sy. So daar is ons dit. Ek gaan afsluit, ek weet ek het vandag baie lank gepraat, ek is so jammer en ek het baie afgedwaal van wat ek eintlik wou gesê het, ek is so jammer, maar ek glo dat as die Here iets wil sê, dan sal hy seker maak dat dit gesê word, al is dit nie volgens plan nie, ek glo dit 100%, amen, stem jy saam? Ek stem saam daarmee. So ek gaan net die weer herhaal, ken jou Bybel, want om jou Bybel te leer ken, gaan jy vir Jesus leer ken. En as jy vir Jesus wil ken, lees jou Bybel. En as jy die Bybel wil ken Jesus. Kom ons sluit af met gebed.
Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie vir hierdie woord vandag. Here, hierdie woord het baie anders uitgedraai as wat ek gedink het dit sou, Here Jesus. Maar ek wil vir U sê, halleluja, Here Jesus, dankie vir hierdie woord, Here. Here, ek bid dat dit wat ek nou net gepraat het nou, Here Jesus, wat ek vertel het nou, dat dit op vrugbare grond sou geland het, soos wat ek nou gebid het voor die tyd ook, Here Jesus, voordat ek hierdie video begin het. En Here, ek wil bid dat die mense die woord sal hoor, Here, en dat hulle dit sal inneem, en dat hulle dit sal begin toepas op hulle lewe, Here. Jogg, Here, U is so wonderlik. En dankie, Here Jesus, dat Lukas 1 vers 37 vir ons herinner, dat by U niks onmoontlik is nie, Here Jesus. Dankie, Here, dankie, Jesus. Here, ek het U lief. Here, en ek wil U dien met my hele lewe. Here, dankie vir al die seëninge. Here, dankie vir alles wat U doen, Here Jesus. U is so goed, U is groot, Here Jesus. U is almagtig, halleluja, prys U naam, Here Jesus. Ons het U lief met alles in ons, Here. Dankie, Here Jesus, vir dit wat U doen. Here, ek wil ook die vreugde vir vandag, wat ek nou maandag gaan begin, wil ek ook voor U neerlê, Here, en ek wil vir U sê, Here Jesus, lei my. Lei my dat dit wat ek gaan spreek, Here Jesus, nie van my eie insig af sal kom nie, maar alleenlik van U af, Here Jesus. Laat dit U woord sal wees, nie myne nie. Dat die mense nie sal sê, o Carlo doen die nie, maar dat dit sal wees van Jesus werk in my lewe, Here Jesus. Here, dankie dat U met ons elkeen werk, Here, elkeen wat luister, en in my lewe ook, Here. Dankie dat U werk, Here. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat U altyd vir ons seën en ons altyd beskerm, Here. En ek bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. Baie dankie dat julle elkeen geluister het, en dat julle ingeskakel het. Joh, dit was lekker gewees om te doen. Ek weet of julle met my saamstem nie, maar ek het gelyk om dit op te neem, om dit te rekord. En ek glo julle het elkeen gelike om te luister. As julle nie het nie, sou weet. Maar as die Here wil hê jy moet hoor, sal hy maak dat jy hoor. So ja, mag julle elkeen 'n lekker Saterdag verder hê en 'n lekker naweek verder. Julle moet ook lekker slaap vanaand en geniet julle kerk as julle môre gaan. En onthou om altyd aan die brand vir die Here Jesus Christus te wees, want wat help dit jy sê jy's 'n kind van hom, maar jou aksies wys dit nie, né? Daar sê baie dankie dat julle gekyk het. Bye bye.